Goeiemôre gemeente en baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is vanoggend soos elke keer as ons aanlyn by mekaar kom, 'n groot voorreg om jou in te nooi en deel van ons geloofsfamilie te maak. Dankie dat jy saam luister en dankie dat jy vanoggend deel is. Ons kyk na 'n tema vanoggend oor om ten volle toegewyd aan die Here te wees. En is dit nie vir ons elkeen so belangrik om ons toewyding aan die Here te bewys nie? En deel daarvan is jy wat vanoggend gekies het om ook in te skakel. So waar ook al jy is en waar ook al jy nou in jou lewe is, kom ons word vir 'n oomblik rustig. Kom ons vra vir die Here om ook hier by ons vanoggend teenwoordig te wees. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die voorreg om U Vader te kan noem. Vader, ons eer U as skepper van die ganse heelal. Ons weet Jesus Christus, U het gekom om vir ons die lewe in sy volheid te kom gee. Ons sê vandag vir U dankie. En Heilige Gees, kom beweeg in ons. Kom raak ons harte aan, sodat ons toewyding aan U sal kan gaan wys. Ons is so lief vir U, Here. Amen. Ons fotum vanoggend is 'n baie spesiale vers en dit kom uit Johannes 10 uit. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Geliefdes van die Here, ek groet julle vandag in die naam van Jesus Christus. Hy wat vir ons die lewe kom gee het, die lewe in oorvloed. Amen. Kom ons sit net so en dan sing ons 'n loflied saam. Kom ons aanbid die Here deur hierdie lied uit volle bors uit saam te sing. In Johannes 10 vers 10 stel Jesus sy doel duidelik wanneer hy hierdie gedeelte vir ons skryf. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Tamara Jolie skryf 'n oordeenking oor hierdie vers en sy sê daar dat Jesus hierdie spesifiek so geskryf het sodat ons aandag daarop sal vestig, op sy woorde sal vestig. En dat ons hierdeur sal verstaan wat dit werklik vir ons beteken om 'n lewe van toewyding, 'n lewe van oorvloed saam met Jesus te beleef. Wat beteken dit om werklik in die oorwinning saam met Christus te leef? Om ten volle te lewe, toegewyd aan die Here. En sy wil vir ons hierdeur kom sê dat dit enige iets oortref wat ons ooit in hierdie lewe sal teekom. Enige iets waarvoor ons kan vra of kan indink of kan verbeel, hierdie lewe wat ons in Christus Jesus kry en ontvang, is groter as dit. Dis 'n lewe waarin ons volle toewyding aan die Here kan verklaar. Die Griekse woord perissos in Johannes 10 vers 10 word dikwels vertaal as ten volle
of volheid. En dit dra die betekenis van allesomvattend, wat die konsep van oorvloed en 'n surplus en van volledigheid vir ons wil beklemtoon. Dit beteken om 'n lewe te hê waar jy meer as genoeg het. En hierdie is 'n tema wat Johannes as skrywer vir ons oor en oor kom demonstreer in sy evangelie. Van hoofstuk 1 tot hoofstuk 9, wat ons nou al so ver behandel het, hoor ons oor en oor van hierdie lewe wat Jesus vir ons wil kom bied. En Jesus wys vir ons 'n manier van lewe deur sy eie doen en late. En hy wys hierdeur vir ons hoe om in volle afhanklikheid en met toewyding aan die Here te leef. En sy doen en late en hierdie wonderwerke wat ons beleef in die evangelie volgens Johannes, sien ons hoe hy Heer is, hoe hy alles is wat ek en jy nodig het, hoe hy deur en deur, keer op keer deurkom vir gelowiges. Ons sien dit met wonderwerke soos die vermeerdering van die brood. Ons sien dit wanneer hy die storms kalmeer, en ons sien dit wanneer Jesus mense genees en hulle eer kom herstel, hulle verhouding met God kom herstel. Jesus, en om in 'n ware verhouding met God te wees, dit is die enigste ware weg. Dit is al wat werklik belangrik is, en dit is al wat ek en jy nodig het. Dit is waarvoor die Here ons werklik geskep het. Dan verder hoor ons hier uit Johannes 10 vers 10 uit, dat dit die geheim tot 'n sinvolle en 'n betekenisvolle lewe is, hier op aarde. 'n Lewe ten volle toegewyd aan Jesus Christus, aan die ware God. In Strong se konkordansie word die vers as volg vertaal. Dit is vir my so mooi vertaling hiervan. Ek het gekom sodat hulle gelowiges voortdurend die lewe kan hê. Ja, selfs sodat hulle dit in sy volledigheid kan hê. Voortdurend dui op omvattendheid tot die welstand van verstand en gees en siel, 'n holistiese lewe, 'n lewe waarin alles met 'n mens goed gaan. Wanneer Jesus praat van die gee van lewe in sy volheid of oorvloedig, bedoel hy 'n lewe wat volledig is in elke aspek van die woord. 'n Lewe van heelheid, van hart en gees. En niks ontbreek in hierdie lewe saam met Jesus nie. Die woord volheid impliseer balans en simmetrie. Stel jou lewe voor as 'n sirkel met Jesus as die middelpunt en alles anders strek vanaf daardie punt uitwaarts. In die konteks van Johannes 10 vers 10 dui dit daarop dat die oorvloedige lewe wat Jesus bied goed gebalanseerd en in harmonie is. Dit dui op 'n lewe waar alle dele ewe vol is, wat verseker dat geen aspek verwaarloos word nie. Dit is die lewe wat Jesus vir my en jou elke dag ten volle wil kom aanbied. In Johannes 10 vers 7 tot 9 praat Jesus van sy rol as die ingang vir die skape. En hy sê vanaf vers 7, toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. Hierdie verklaring baan die weg vir die kragtige belofte in Johannes 10 vers 10, waar Jesus sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Wat verg dit dan van my en jou om oorvloedig saam met Jesus te kan leef? Tamara Jolie skryf verder dat 'n oorvloedige lewe saam met Christus beteken om 'n oorvloedige volheid te ervaar wat verder gaan as blote genoegsaamheid. Dit is 'n lewe wat Jesus vir jou begeer. Hy neem ons leegheid en hy oorstroom eintlik as te ware ons harte
met sy genade en sy liefde en sy vrede. Die liefde van ons hemelse Vader is onvoorwaardelik. Dit is onwankelbaar en dit gebied aan my en jou 'n gevoel van veiligheid en aanvaarding, wat ons laat verstaan dat ons die koning van alle konings aanbid en aan hom behoort. Jesus se lewe in oorvloed is vir almal beskikbaar. Maar dit is ook waar dat slegs 'n paar dit aanvaar en gedurende hulle leeftyd werklik beleef en vind. Want dit is ook so dat hierdie lewe wat vir ons beskikbaar is, ook tot 'n prys kos en teen 'n prys kom. En so moet ek en jy ook vir onsself sê, ons moet verstaan hoe hierdie pad na oorvloed uiteindelik lyk. En Jesus beklemtoon die belangrikheid van die ware toewyding en geloof wat ons moet bewys as ons op hierdie pad wil stap. Dit beteken dat terwyl baie God se roepstem hoor, slegs 'n paar heelhartig hierop reageer. En ons hoor dan van die nou pad wat ek en jy kan loop. En Jesus adviseer dan in Matteus 7 vers 13 tot 14 in die boodskap hoe ons hierdie pad moet loop. Natuurlik is dit nie maklik om te doen wat die Bybel vra nie. Die pad wat na God se nuwe wêreld toe lei is baie moeilik en ook bitter smal. Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra. Aan die ander kant is die pad wat na die hel toe lei maklik om op te loop en baie breed. Baie mense loop daarop. Span julle daarom in om God se smal pad te bly stap. So om Jesus se pad te loop, om die pad te volg van 'n lewe na ware geregtigheid, dit eis vir dikwels van my en jou opoffering, nederigheid en 'n bereidwilligheid om teen die norme in die wêreld in te gaan. Want jou lewe sal anders wees as die van die meeste ander mense. Hierdie toewyding kan uitdagend wees en daarom kies minder mense ook hierdie pad elke dag. Maar God begeer vir my en jou dat ons elke dag die sal wees wat die pad na die ware lewe kies en vind, selfs terwyl ons hier op aarde is en nie eers eendag in die hemel nie. Om op hierdie nou pad te stap omhels ons die beloofde land, die belofte van God, om so te stap dat ons lewens ware betekenis sal hê en dat ons 'n lewe van vervulling sal lewe. Langs die pad kan ons oorwinning en geestelike heelheid ontdek en ervaar, en so kry ek en jy ook 'n voorsmaakie van die ewigheid wat vir ons wag. Wat ook so belangrik is op hierdie nou pad wat ons stap en wat vir ons bevestig word in die Johannes Evangelie, is eenheid met God. Paulus beskryf self ons geestelike reis om een met Christus te wees. 'n Lewe wat gelei word, wat God se hart en natuur weerspieël, en 'n ware lewe deur hom te vind. Ons lees dit in Galasiërs 2 vers 20 en Filippense 1 vers 21. Johannes kom herhaal dit reg deur sy evangelie, dat hy en die Vader een is, en dat ons ook met God een moet wees. Hierdie legendariese woorde van Johannes word uitgedruk in hoofstuk 3 vers 30, waar Johannes die doper dan vertel en sê, hy moet meer word en ek moet minder word. Dit dring ons tot hierdie eenheid met die Here. En dat ons, soos ons nou gehoor het, ons hele lewe sal wees met Jesus as middelpunt en alles wat vanuit hierdie verhouding met hom uitvloei. Dat die eie ek al hoe kleiner sal word en Jesus vir ons al hoe belangriker in ons alledaagse lewe sal wees. Wanneer ons een is met ons verlosser, is ons soos gom aan hom vas en kleef ons aan hom vas met 'n band so sterk dat geen bose mag of geen negatiewe ervaring dit ooit kan breek nie. Die Here kom en hy neem ons gewonde, verwerkte en gebroke harte
en gee ons 'n identiteit van verbinding aan hom, wat ons heel maak en ons genees. Ons Vader het ons so lief. Wat is dan die komponente van 'n oorvloedige lewe wat vir my en jou belangrik is om na te streef, om 'n hart te hê van toewyding wat hierdie lewe in sy volheid ervaar? Daar is so 3 dinge wat ek graag wil uitlig. Eerstens behels dit volledigheid met Christus. Ons leef dan 'n lewe gekenmerk deur vreugde, vrede, doelgerigtheid en 'n diep gevoel van liefde en waarde deur God. Hierdie volledigheid word slegs gevind in 'n verhouding met hom, wat aan elke behoefte voldoen en elke leemte in ons harte vul, en dit lei tot 'n volle lewe in Christus. Tweedens ervaar ons dan ook geestelike groei en verhouding met die Heilige Gees. Om 'n lewe in oorvloed te vind is aksie van ons kant af nodig. Ons moet kies om Jesus te volg. Ons kies vir die persoonlike verhouding met hom, en so word die Heilige Gees deel van ons alledaagse doen en late. Ons leer uit sy woord uit, ons bestudeer sy skrif, en daardeur bid ons ook doelgerig tot die Here. Ons beoefen dankbaarheid, en ons dien ander. En so kyk ons ook of ons kan omsien na die emosionele en fisiese welstand van ander. Ons kies vir geestelike verdieping en geestelike groei. En dan derdens is 'n komponent van 'n oorvloedige lewe in Christus die gebruik van ons geestelike gawes. Soos ons groei in ons reis saam met Christus, vind ons dikwels die meeste vervulling deur ons geestelike gawes te gebruik om hom te verheerlik en die liggaam van Christus te dien. Om die gawes wat deur die Heilige Gees gegee is, te omhels en te benut, is noodsaaklik om die lewe op aarde werklik en ten volle te ervaar. Dit verryk nie net ons geestelike reis nie, maar versnel ook ons groei in Christus. Die vyand probeer ons onbewus hou van ons unieke gawes, dat dit blootgewoon is of onnodig is vir die liggaam. Die dief steel deur ons te verblind vir ons potensiaal wat ons kan bydra tot die liggaam. Maar sodra God egter die gawes wat hy aan ons gegee het openbaar, is dit aan ons verskuldig om hierdie gawes met ander te deel, om die moed te hê om vorentoe te tree en te sê, hier is ek, Here, gebruik my ook tot die voordeel van die liggaam en tot die voordeel van ander. Ek gee my hart, Here, gebruik my. Om 'n oorvloedige lewe met Christus te vind beteken om met doel te lewe en om ons lewens toe te wy aan die ware God, sodat ons bruikbaar is deur hom. 'n Laaste waarskuwing. Mag ek en jy pas op vir geestelike en emosionele diewe. Ons hoor dit in hierdie vers, Johannes 10 vers 10. Jesus kom stel die kontras hier. 'n Dief wat steel en vernietig teenoor Jesus, God self, wat lewe gee. En hier staan dan dat die lewe wat Jesus gee in kontras is met die vernietigende bedoelings van ander. En hy beklemtoon vir ons hier dat gelowiges nie moet toelaat dat dinge van buite, eksterne faktore by ons lewe en vreugde steel nie, maar dat ons moet kyk en fokus na die bron van lewe, en dit is Jesus self, en dat ons eie lewens vanuit hom as bron van lewende water moet vloei. Jesus se doel in kontras met die van 'n dief. Hy wil graag vir ons die lewe in oorvloed kom gee, en hy sê dan hier vir ons, dat ons moet bewus wees en pas op vir mense wat ons wil aflei van die doel wat die Here vir ons het, van die lewe in oorvloed wat die Here vir ons het. Hy kom sê dan eintlik hier, wees versigtig en waak daarteen, dat jy toelaat dat ander by jou vreugde en lewe steel. Lewe jy vir God, en dit is al wat saak maak. Die Griekse woord kleptes beskryf die dief, en dit laat my dink aan 'n kleptomaan, en dit is iemand met 'n abnormale drang om te steel.
Ons moet waak teen dinge wat dreig om ons lewe te vernietig en ons vreugde te steel. Deur hierdie gevare te herken in ons eie lewe, kan jy jou hart en jou gedagtes beter bewaak en verseker dat jy standvastig bly in jou eie geloof, toegewyd tot die oorvloedige lewe wat Jesus vir jou kom bied. So kom ek en jy besluit vandag om ons te wy aan die Here en te ervaar hoe hy die lewe in oorvloed vir ons wil kom gee. Kom ons hoor wat hier in Johannes 10 vers 10 staan, waar die Here sy doel op aarde duidelik kom stel. Die woord het mens geword, onder ons kom woon, sodat die wat in hom glo, die lewe in oorvloed kan hê. Jesus vestig ons aandag op sy woorde, omdat hy wil hê ons moet verstaan wat dit werklik beteken om in die oorwinning saam met Christus te lewe, om ten volle te lewe, toegewyd aan die Here. En dit sal enige iets waarvoor ons kan vra of kan indink of kan verbeel oortref. 'n Lewe saam met Jesus is al wat ek en jy nodig het en hy is genoeg. Niks ontbreek in hierdie lewe wat Jesus vir ons bied nie. Is dit die lewe waarna jy smag? Wy vandag jouself en jou hart aan die Here, die enigste ware lewe. En vra vir die Here om vir jou te wys hoe hierdie lewe sal lyk. Stap die pad, die nou pad van toewyding agter God aan, en jy sal die lewe in sy oorvloed kan beleef. Gaan lewe ten volle toegewyd aan God. Amen. Here, dankie dat ons vandag ook hierdie geleentheid kan gebruik om weer eens ons lewens aan U te wy. Here, ons wil vir niks anders lewe nie, maar net vir U. En dankie vir die belofte dat ons dan die lewe in oorvloed volledig sal ervaar. Kom maak ons lewe vol van U liefde en genade. Help ons, Here, om raak te sien daar waar ander dinge ons vreugde en ons lewe steel. Mag ons daarteen waak dat dit ons aandag aftrek. Help ons om te fokus op U as die middelpunt van ons lewens en mag alles anders daaruit vloei. Ons wy ons lewe aan U. Help ons, Here, om voluit te gaan lewe. Ons is lief vir U. Amen. Ons vier dan ook vanoggend in die kerk My Hart van Toewyding as deel van ons My Hart projek. En ons probeer hierdeur ook vir ons noodfonds, ons My Hart vir ons geld insamel. En hier gebruik ons dan hierdie beloftes, hierdie toewydings vanoggend in die gemeente om die mense in nood te help in ons gemeenskap. Sluit gerus hierby aan, maak 'n inbetaling by ons My Hart rekening en hierdie fondse word gebruik en ons dra hierdeur letterlik ons harte op ons mou en ons probeer die liggaam van Christus in die wêreld te wees. Dankie aan almal wat alreeds bygedra het en nog sal bydra. Ons vier op 10de maand. Ons sê vir julle dankie vir elkeen wat vir ons 10de maand projek inbetaal. Ons mikpunt is R100,000 vir die maand van Oktober en ons trek al reeds by 70,000 en ons is die Here so dankbaar want so wys ons ook ons toewyding aan die liggaam van Christus. Dankie vir elkeen wat bydra. Hou die kalender dop, daar is so baie wat gebeur. Die mees onlangste is volgende Sondag, vier ons belydenis aflegging, saam met ons lidmate, nuwe lidmate, 10 van hulle, wat hulle geloof hardop in ons gemeenskap bely. Baie geluk aan elkeen van julle. En dan het ons 'n paar afsluitingsfunksies, veral ook die Kerssangdiens, waarna ons baie uitsien. Hou ons kommunikasie dop. Ons golfdag is ook om die draai op 7 November, en as jy nog nie betrokke is nie, raak op hierdie manier betrokke en wees die hande en voete in ons geloofsgemeenskap. Kyk ook na ons Dorcas, as daar iemand is wie jy ken, vir wie jy kan bid, en baie geluk aan almal wat verjaar. Ons sing dan 'n laaste lied saam. Dit is ons voorreg om ons lewe aan die Here te wy. Mag ons vir hom vra om ons lewe as 'n teken van ons toewyding te neem en vir ons te kom wys hoe 'n lewe in oorvloed vir hom lyk.
ontvang vandag die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Gaan lewe in oorvloed en met toewyding. Amen.